Hartlik goeiemôre vriende. Ek is Dominee Adrian Bester van die AP Kerk Baaklie Oos in die ring van Steynsburg in die Oos-Kaap. En dis vir my 'n voorreg om dan vanoggend vir 'n tweede keer saam met u te kyk na die algemene brief van Judas. En ons spring vanoggend dan na vers 12 toe. Maar voordat ons saam lees, kom ons bid eers saam. Here, wat 'n voorreg dat ons in hierdie oggend weer so saam kan kom om te delf in u woord, en wil ons vir u vra dat u ons harte ontvanklik sal maak. Here, dat u woord ook tot ons sal spreek en dat ons hierdie vermaning, hierdie waarskuwing ook ter harte sal neem. En Here, dat ons sal waak en waaksaam sal wees oor ons geloof. Ons vra dat u in hierdie oomblikke tot ons sal spreek, want ons u diensknegte en diensmaagde luister om Jesus ontwil. Amen. Ons lees dan vanoggend saam uit Judas en ons lees saam vers 12 en 13. Daar lees ons, hulle, dit is nou natuurlik die dwaalleraars, is skandvlekke in julle liefdemaaltye wat sonder vrees saam fees hou en hulle self voer. Waterlose wolke deur winde rondgedrywe, bome in die nasomer wat sonder vrugte is, tweemaal gestorwe, ontwortel. Woeste golwe van die see, wat hulle eie skandes laat opskyn, dwaalsterre, vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. Nou, geliefdes, in hierdie twee verse beskryf Judas die dwaalleraars in kleurvolle taal. Ek wil veral op twee van die benaminge fokus. Die eerste wat hy gebruik is om te sê dat hierdie dwaalleraars is waterlose wolke. Met ander woorde, hierdie dwaalleraars, hierdie verleiers se voorkoms is vol belofte, baie belovend. Soos wolke wat lyk of dit reën gaan meebring, maar wat uiteindelik niks oplewer nie. Hulle is goed vermom. Hierdie dwaalleraars is goed vermom, maar hulle is eintlik nie wat hulle voorgee om te wees nie. Die tweede beeld waarmee Judas hulle misleiding teken, is dat hulle dwaalsterre is. Hierdie beeld hou verband met die rol van sterre in die seevaart van ouds, en dit dui op doodsgevaar. As 'n seeman die sterre verkeerd gelees het, kon hy en sy bemanning daarmee geboet het met hulle lewens. En wat Judas probeer sê is, so gevaarlik is hierdie dwaalsterre wat mense wil verlei weg van die Here Jesus af. Daar is in ons dag en tyd selfs nog meer dwaalleraars as in die tyd van Judas. En hulle versprei hulle dwaalleer ook baie meer effektief, baie maklik en effektief deur die tegnologie en die sosiale media. En juist daarom, broers en susters, moet ons so versigtig wees en mooi onderskei waarna ons luister en waarna ons kyk. Ons moet alles toets aan die skrif en aan die geloof wat eenmal aan die heiliges oorgelewer is. Pas op daarom vir die waterlose wolke en die dwaalsterre van ons tyd. Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg dat ons in hierdie oggend so kan stil word rondom u woord, dat ons dit wat in u woord staan kan bepeins en kan bedink. En Here, wil ons vir u vra dat u ons genadig sal wees, dat u ons sal bewaar van dwaalleraars, dat u ons deur u Gees bewus sal maak van dwaalleer, dat ons alles altyd deur sal toets aan u woord, elke preek wat ons hoor, elke oordenking wat ons hoor, elke boodskap wat vir ons aangestuur word van iemand af, elke video wat ons ontvang. Dat ons nie alles sommer maar net sal glo nie, maar dat ons altyd deur sal teruggaan na u woord toe, dat ons altyd weer as gereformeerdes ook sal teruggaan na ons belydenisskrifte toe, en dat ons alles sal toets aan u woord en aan die belydenis. Ons vra, Here, dat u ons sal bewaar van die dwaalleer, dat u ons bewus sal maak van hulle, dat ons in staat sal wees om hulle uit te ken, en dat ons in staat sal wees om uit hulle pad te bly. Ons vra, Here, dat u ons sal bewaar, dat u ons in die geloof sal bewaar in Jesus Christus.
Wil U ons asseblief ook in hierdie dag lei, wil U ons vul met U Gees, wil U ons die genade, die barmhartigheid gee, dat ons in hierdie dag ook vir U kan gaan lewe. Dat U ook deur ons lewens verheerlik sal word. Help ons om onsself vandag aan U te gee as 'n lewende, heilige, vir God welgevallige offer. Hierdie dinge bid ons in diepe afhanklikheid van U, in die naam van Jesus, ons Here. Broers en susters, 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag vir elkeen van U, en mag die Here U in hierdie dag bewaar van struikeling, mag die Here U in hierdie dag bekragtig om te volhard in die allerheiligste geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is.